Goeiemôre julle. Ek wil net baie dankie sê vir die geleentheid dat ek bietjie met julle vandag kan kom gesels, bietjie die boodskap van die Here met julle kom deel, en ek wil net baie dankie sê vir die ongelooflike verwelkoming wat ek al vanoggend ontvang het. Dit is regtig waar, julle het 'n besonderse gemeente wat so vol liefde is, en 'n mens kan dit sommer aanvoel as jy hier in die gebou instap. So vandag kom ons nie as mense wat alles bymekaar het nie, maar as mense wat weet hoe broos ons is. Ons lewens beweeg vinnig verby, ons krag is beperk en baie van dit waarop ons as gelowiges en as mens staat maak, voel nie asof dit altyd gaan hou nie. Tog kom ons ook met verwagting, want God se woord getuig van iets wat nie vergaan nie. Mag ons harte oop wees vir die lewende en blywende woord van God vanoggend. Net so klein bietjie iets oor myself. Ek het nou verlede jaar uiteindelik klaar geswat, wat ek nou hier voor julle staan as proponent. Ek hou daarvan om seker te maak dat ek alles reg doen, so ek het sommer my eerste jaar op universiteit 2 keer oorgedoen. Dat ek net kan seker maak ek weet waarin ek op pad is. Maar ja, ek gaan vanoggend vir ons begin deur om ons fotum te lees uit Psalms 121 verse 1 tot 3. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Gaan vra dat ons sommer net so sal bly sit en lied 203, loof die Here al wat lewe saam sal sing. In die boek van Matteus vind ons die samevatting van die wet, wat alles saamvat en vir ons in een eenvoudige stelling kan sê wat dit beteken om Christen te wees. Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete. As gelowiges is dit ons verantwoordelikheid om ons skuld te bely. Die Here het sy lewe vir ons gegee en dit is ons verantwoordelikheid om dit te respekteer en ons skuld te bely.
Ons kyk dus na 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Moenie die wêreld of wat in die wêreld is lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles in die wêreld, dit wat die liggaam begeer en dit wat die oë begeer, arrogante spoggery oor besittings, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld en sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly tot in ewigheid. En as 'n antwoord daarop, lees ek vir ons uit Jesaja 1 vers 18. Kom tog, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Al is julle sondes rooi soos karmosyn, sal dit wit word soos sneeu. Al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word. Ek gaan nou vra dat almal saam met my ons oë sal sluit vir die gebed vir die opening van die woord. Here, ons staan voor die woord soos grond wat wag vir saad. Breek ons oop waar ons hart geword het. Maak ons ontvanklik vir die waarheid, sodat u woord in ons kan ontkiem en vrug kan dra in liefde. Spreek, Here, u dienaars luister. Amen. Vanoggend se skriflesing kom uit 1 Petrus 1 vers 22 tot 25. So staan dit geskryf in die Afrikaanse 2020 vertaling. Omdat julle innerlike in gehoorsaamheid aan die waarheid tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar innig met rein harte lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende en blywende woord van God. Want elke mens is soos gras, en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die evangelie woord wat aan julle verkondig is. Wanneer ons die brief in 1 Petrus lees, word ons onmiddellik bewus van die spanning waarin die eerste gelowiges geleef het. Hulle was nie gevestig nie en magtig nie, maar eerder vreemdelinge en bywoners in 'n wêreld wat dikwels vyandig teenoor geloof gestaan het. Die brief is waarskynlik gerig aan gemeentes in Klein-Asië, 'n streek waar die Christelike beweging nog eintlik jonk en klein was. Om 'n gelowige te wees, het beteken dat jy jou identiteit moes uitleef teen die stroom van die samelewing. Jy het nie die beskerming van politieke mag gehad nie. En jy het dikwels die verwerping van jou bure en selfs jou familie ervaar. Stel jou voor 'n jong gesin in Pontus of Kappadosie wat pas tot geloof in Christus gekom het. Hulle het gehoor van die evangelie, hulle harte is aangeraak en hulle het begin om saam met ander gelowiges te vergader. Maar die dag na hulle doop het die werklikheid hulle ingehaal. Die buurman het sy rug gedraai. Die werkgewer het vrae begin vra. En die plaaslike tempelgemeenskap het hulle as afvaardiges beskou. Hulle het skielik besef dat om Christus te volg beteken om 'n vreemdeling te wees in jou eie dorp. Hierdie ervaring van vervreemding en druk is die agtergrond waarin Petrus hierdie brief vir ons geskryf het. Petrus skryf dit nie idealisties nie. Hy probeer nie die werklikheid versag of voorgee dat die lewe maklik is nie. Hy erken die broosheid van die menslike bestaan en die verganklikheid van aardse sekerhede. Hy gebruik die beelde van gras en blomme wat verdroog om te wys hoe tydelik en hoe kwesbaar die menslike lewe is. Hierdie realisme is vir ons baie belangrik. Die evangelie word nie aangebied as 'n ontsnapping uit die werklikheid nie, maar as 'n nuwe manier om binne daardie werklikheid te leef. Vir die gemeente beteken dit dat hulle identiteit moes vind. Nie in hulle sosiale status of in sekuriteit nie, maar in God se blywende woord. Hulle moes leer dat hulle broosheid nie 'n teken van mislukking is nie,
maar die ruimte waarin God se krag sigbaar word. Die feit dat hulle vreemdelinge was, het hulle herinner dat hulle eintlik burgers is van 'n ander koninkryk. Wanneer ons vandag hierdie brief lees, herken ons iets van daardie broosheid in ons eie konteks. Ons leef in 'n wêreld waar sekerhede vinnig verbygaan. Ekonomiese stabiliteit, gesondheid, politieke orde, selfs die natuur self. Gemeentes ervaar druk van buite en soms verdeeldheid van binne. Om 'n Christen te wees, beteken dit dikwels om teen die stroom van kultuur te swem, en dit kan isolerend voel. Maar Petrus se realisme bied vir ons hoop. Hy sê, ja, die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Hy herinner die gemeente dat hulle nie vasgeanker is in wat vergaan nie, maar in wat bly. Hierdie perspektief gee vir ons moed om in 'n brose wêreld te leef sonder vrees en om juis in daardie broosheid die vrug van liefde self te dra. Wanneer Petrus skryf oor die reiniging van die siel, plaas hy die fokus nie op uiterlike moraliteit nie, maar op 'n innerlike vernuwing wat die kern van die mens raak. In die antieke wêreld was daar baie godsdienstige tradisies wat klem gelê het op rituele reinheid. Watter kos jy mag eet, hoe jy jou hande moes was, watter offers jy moet bring. Hierdie dinge het 'n sekere orde en dissipline geskep, maar dit het nie die hart verander nie. Petrus wys dat die evangelie 'n ander pad loop. Die reiniging waarvan hy praat, is nie 'n kosmetiese verandering aan die buitekant nie, maar 'n diep werk van God se gees wat die mens se innerlike bestaan hervorm. Hierdie reiniging gebeur, sê hy vir ons, in gehoorsaamheid aan die waarheid. Dis eintlik so 'n treffende uitdrukking om raak te lees. Gehoorsaamheid klink dikwels vir ons soos 'n dwang, na 'n las wat op ons geplaas word. Maar Petrus bedoel dit op 'n ander manier. Hy beskryf gehoorsaamheid as 'n oorgawe aan die waarheid wat lewe bring. Wanneer 'n mens die evangelie hoor en dit opreg glo, is dit nie net 'n intellektuele instemming nie. Dit is 'n daad van vertroue, 'n daad van oorgawe. Jy erken dat jou eie pogings om rein en reg te leef ontoereikend is. En jy gee jou oor aan die waarheid van Christus wat jou reinig. Dink aan iemand wat al lank probeer om hulle lewe te verbeter deur selfdissipline. Hulle hou op rook, hulle werk harder, hulle probeer om meer geduldig te wees. Hierdie dinge kan 'n mate van verandering in ons lewens bring, maar dit raak dikwels net die oppervlak. Die evangelie werk vir ons anders. Wanneer iemand hulle self onderwerp aan die waarheid van Christus, gebeur daar 'n innerlike vernuwing. Die hart word nuut gemaak. Die begeertes verander en die mens begin leef vanuit 'n nuwe bron van krag. Dit is nie dwang nie, maar dis bevryding. Petrus verbind hierdie innerlike reiniging direk aan broederliefde. Hy sê dat die reiniging van die siel plaasvind tot ongeveinsde broederliefde. Dit beteken dat die doel van hierdie vernuwing nie selfverbetering is nie, maar die vermoë om ander opreg lief te hê. Die evangelie reinig ons nie net van skuld nie, dit bevry ons van selfgerigtheid. Dit stel ons in staat om ander se belange bo ons eie te stel. Om nie net te doen wat reg lyk nie, maar om met 'n rein hart te lewe en liefde te gee. Vir vandag as 'n gemeente van die Here is dit vir ons 'n baie belangrike onderskeid. Ons leef in 'n kultuur
waar moraliteit dikwels gemeet word aan uiterlike gedrag. Die woorde wat jy gebruik, hoe jy aantrek, jou sosiale standaarde, of jy dit kan nakom of nie. Maar Petrus herinner ons, dat die ware maatstaf van geloof nie uiterlike moraliteit is nie, maar innerlike reiniging wat sigbaar word deur liefde. Gehoorsaamheid aan die waarheid beteken om jou lewe oop te stel vir die evangeliese krag en om toe te laat dat Christus jou hart hervorm. Dit is 'n oorgawe wat nie jou vryheid wegneem nie, maar waar daai vryheid herstel. So word gehoorsaamheid aan die waarheid 'n pad van lewe. Dit is nie 'n las wat jou bind nie, maar 'n bron wat jou bevry. Dit is die geheim van die Christelike lewe. Nie uiterlike religie nie, maar innerlike vernuwing wat vrug dra in liefde. Wanneer Petrus die beeld van wedergeboorte gebruik, raak hy aan een van die mees radikale en transformerende waarhede van die evangelie. Hy sê dat gelowiges weergebore is. Nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende en blywende woord van God. Hierdie beeld van saad en geboorte is eintlik so ryk en veelkantig. Dit bring die misterie van nuwe lewe na vore, en dit wys dat die identiteit van 'n gemeente nie gewortel is in menslike prestasie nie, maar in God se inisiatief. Saad is 'n eenvoudige en alledaagse ding. Elke persoon, elke boer van vandag tot in die antieke wêreld sal dit vir jou kan sê. Dit is die begin van lewe. Maar saad is broos. Dit is verganklik. As dit nie geplant word nie, vergaan dit. Selfs wanneer dit geplant word, bring dit lewe voort wat weer verdroog. 'n Oes kom op, maar dit hou nie vir ewig nie. Petrus gebruik hierdie bekende beeld om vir ons 'n kontras uit te wys. Die menslike bestaan is soos verganklike saad. Dit dra lewe, maar dit is tydelik. Die gras verdroog, die blom val af. Teenoor hierdie verganklikheid stel hy die onverganklike saad van God se woord. Hierdie saad het 'n ander aard. Dit vergaan nie. Dit verloor nie sy krag nie. En dit bring lewe voort wat nie verdroog nie. Wanneer die woord van God in 'n mens se hart geplant word, dra dit 'n nuwe soort lewe. 'n Lewe wat nie gebind is aan die siklus van verganklikheid nie, maar wat gewortel is in God se ewige bestaan. As ons bietjie kyk na die metafoor wat Petrus gebruik van geboorte. Geboorte is 'n ongelooflike gebeurtenis. 'n Nuwe mens kom die wêreld binne. Dit is nie 'n klein aanpassing of 'n oppervlakkige verandering nie, maar 'n totale nuwe begin. Petrus sê dat gelowiges weergebore word. Dit beteken dat hulle identiteit nie net verbeter of aangepas is nie, maar dat hulle 'n nuwe bestaan totaal en al ontvang het. Hulle is nie meer wie hulle was nie. Hulle is nuut gemaak. Hierdie nuwe geboorte is nie die resultaat van menslike prestasie nie. Niemand kan homself laat hergebore word nie. Net soos 'n kind nie sy eie geboorte kan bewerkstellig nie, kan 'n mens nie sy eie wedergeboorte bewerk nie. Dit is uitsluitlik God se werk. Hy plant die saad van sy woord en deur die krag van sy gees bring hy nuwe lewe voort. Hier lê die teologiese draaipunt van die boodskap. Ons identiteit
kom uit God se inisiatief uit. Nie uit ons eie pogings uit nie. In 'n wêreld waar mense dikwels meet aan prestasie, status of wat hulle sien as 'n morele sukses, herinner Petrus ons dat die kern van ons bestaan as gelowiges nie in ons dade lê nie, maar in God se daad. Ons is wie ons is, omdat God sy woord in ons geplant en ons nuut gemaak het. Petrus se kontras tussen die verganklike en onverganklike saad is 'n skerp een. Verganklikheid beskryf die menslike toestand. Alles wat ons bou, wat ons behaal, wat ons besit, is alles tydelik. Selfs die mooiste pragt van die mens is soos 'n veldblom wat eintlik vinnig gaan verdwyn. Maar die onverganklike saad van God se woord bring 'n ander soort lewe. Dit is lewend. Dit is blywend. Dit het die krag om 'n mens se hart te verander en 'n nuwe identiteit te skep wat nie deur tyd of dood vernietig kan word nie. Hierdie eksegese wys dat die gemeente se hoop nie in hulle eie vermoë lê nie, maar in die woord wat God gespreek het. Die woord is nie net 'n boodskap nie. Dit is 'n saad wat lewe voortbring. Dit is nie net 'n idee nie. Dit is 'n krag wat 'n nuwe mens laat ontstaan. Vandag is hierdie waarheid vir ons bevrydend. Ons leef in 'n kultuur wat mense voortdurend druk om hulle identiteit te bewys. Maar Petrus herinner ons dat ons identiteit nie uit verganklike saad uitkom nie. Ons is nie wie ons is omdat ons genoeg gedoen het nie. Ons bestaan is gewortel in God se onverganklike werk. Wanneer Petrus die gemeente oproep om mekaar innig lief te hê, stel hy dit nie voor as 'n ekstra gedrag wat by die Christelike lewe bygevoeg moet word nie. Hy beskryf dit eerder as die onvermydelike vrug van wedergeboorte. Die logika is baie eenvoudig. As jy nuutgebore is uit die onverganklike saad van God se woord, dan sal die lewe wat daaruit voortkom sigbaar wees in liefde. Liefde is nie 'n byvoeging nie. Dit is die natuurlike uitwerking van die nuwe identiteit wat God geskep het. Hierdie liefde is nie oppervlakkig of formeel nie. Petrus gebruik woorde wat die intensiteit van liefde vir ons beklemtoon. Dit moet innig wees. Dit moet uit 'n rein hart kom en dit moet volhardend wees. Dit is 'n liefde wat nie net glimlag en beleefdheid bied nie, maar wat werklik die ander dra en dien. Dit is 'n liefde wat soms moeisaam is, omdat dit juis in die alledaagse spanning van die gemeente se lewe beoefen moet word. Dink aan 'n gemeente waar mense van verskillende agtergronde en generasies kom. Daar is 'n jong gesin wat worstel om balans te vind tussen hulle werk en hulle kinders. Die bejaarde lidmaat wat voel dat sy stem nie meer gehoor word nie. Die tiener wat onseker is oor sy plek in die kerk. Hierdie verskillende lewensstories kan dikwels misverstande en selfs konflik bring. Tog sê Petrus, juis hier moet die liefde sigbaar word. Nie as 'n opsionele ekstra nie, maar as die vrug van die nuwe lewe wat God geskenk het. Hierdie liefde vra volharding. Dit beteken om mekaar te dra, selfs wanneer dit moeilik is. Om te vergewe, selfs wanneer jy seer gemaak is. En om te dien, selfs wanneer jy moeg is. Dit is nie 'n liefde wat net op emosies berus nie.
maar 'n liefde wat gewortel is in God se blywende werk. Omdat die woord van God in ons geplant is, kan ons lief hê op 'n manier wat nie afhanklik is van ons eie krag nie. So word broederliefde die sigbare vrug van wedergeboorte. Dit is die teken dat die saad van God se woord werklik ontkiem het. En dit is die manier waarop die gemeente aan 'n brose wêreld wys dat daar 'n ander soort lewe bestaan. 'n Lewe wat nie verdroog nie, maar wat bly. Petrus sluit sy gedagtes af met een laaste kontras. Die verganklikheid van die mens teenoor die ewigheid van God se woord. Hy haal die beeld uit Jesaja aan. Elke mens is soos gras en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. Dit is eintlik so 'n eenvoudige beeld, maar ek is seker ons kan dit almal voel. Hulle dra 'n kortstondige pragt en dan verdwyn dit. So is die menslike lewe, broos, tydelik en dikwels onvoorspelbaar. Die wonder van die evangelie is dat hierdie blywende woord nie net 'n belofte van die toekoms is nie, maar 'n werklikheid vir die Here. Petrus sê, en dit is die evangelie woord wat aan julle verkondig is. Ons as gemeente leef reeds nou uit dit wat bly. Ons het die saad van God se woord ontvang en dit het nuwe lewe voortgebring. Ons is nuut gebore en die vrug van liefde begin reeds sigbaar word. Die hoopvolle toekoms is nie net hierdie ver af droom nie. Dit is 'n werklikheid wat reeds in die gemeente se lewe begin ontkiem. Hierdie perspektief gee eintlik moed om te volhard. Wanneer die wêreld se pragt verdwyn, wanneer mense se krag val, wanneer sekerhede verbrokkel, kan 'n gemeente steeds vas staan. Ons weet dat ons lewe gewortel is in iets wat nie kan vergaan nie. Die blywende woord dra ons deur lyding, deur onsekerheid, deur broosheid van die menslike bestaan. Die beeld van die saad help ons om dit te verstaan. 'n Saad wat geplant word, verdwyn eers in die grond. Dit lyk asof dit dood is, maar binne-in is daar lewe besig om te ontkiem. So werk God se woord in 'n gemeente, in 'n gemeenskap. Dit mag soms lyk asof die wêreld se druk alles oorweldig. Maar die saad van die woord dra lewe wat nie vernietig kan word nie. En daardie lewe bring vrug voort. Die vrug van liefde. 'n Teken van hoop. Die afsluiting van Petrus se gedagtes is dis 'n oproep tot volharding en hoop. Die gemeente word herinner dat hulle nie vasgeanker is in wat vergaan nie, maar in wat bly. Hulle leef reeds nou uit die blywende woord. En dit gee hulle die krag om lief te hê, om te volhard en om uit te sien na die volheid van God se belofte. So word 'n gemeente 'n teken van hoop in 'n brose wêreld. Ons liefde is die vrug van 'n saad wat nie verdroog nie, maar wat lewe voortbring tot in ewigheid. Ek gaan vra dat ons almal saam sal stil word, net so 'n oomblik van stil gebed, terwyl ek vir ons die geloofsbelijdenis sal voorlees.
glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ek nou vra dat ons sommer gesit sal bly, dat ons liedboek 265, enigste lewe, verkeerde een, liedboek 308, as ons slotlied sal sing, neem my lewe, laat dit Heer. Laat my hart
gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Ek gaan nou vra dat almal saam met my sal staan vir die uitsending, die uitspraak van die seën en dat ons almal saam amen sal sing as 'n afsluiting. Gaan leef as mense wat nuutgebore is. Dra die vrug van liefde en hou vas aan die woord wat tot in ewigheid bly. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Dankie julle.